Ik wil net eerst kijken hoe hij het lang is. Hoe kan hij er is? Ja, iets kan. Oké, geef my kans mense dat ek net hierdie ding heeltemal afskakel en het gebeur mos nou altyd as dit mense dit nie wil hê moet gebeur nie. Vanoggend gewerk toe ek dit getoets het. Wie is in beheer? Is die begin en die einde in wat is? Wat was en wat kom? My hart is in alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, geef jy na bo. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilig
ons is verloren. U is vir altyd God van die eeuw, God voor die tyd. Ons is geasem, U is verewig. U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God Almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en eer, God
Goeiemôre almal. Lekker om julle te sien. Bekendes, ou bekendes wat weer kom kuier, welkom. Dit is lekker om te sien. Mense wat lekker rondgeloop het in die warmer dele, julle die bekoue gemis, maar het is lekker om julle almal te sien. It's nice to be with you all. See, there's quite a few people already on the Facebook as well. It's always nice to see people joining us there. Net so 'n paar afkondigings. Hierdie week is nog steeds nie Bybelstudie nie. Dit sal eers na die skoolvakansie heropen. Ek is ook gelukkig. Ek herinner gaan so vir amper 2 weke weg. Volgende Sondag preek Dominee Philip Howarth by die Presbyteriaanse kerk. Ek dink die meeste van die Presbyteriane ken hom. So hy sal die diens volgende Sondag daar waarneem. So ek het 'n bietjie kans om self so 'n bietjie af te gaan na warmer plekke toe, so 'n bietjie na die see se kant toe. Net so 'n paar afkondigings, 'n paar mense om voor te bid asseblief. Adam Loubser het die week 2 maal in en uit in die hospitaal met vog en tekort aan suurstof. Hy sukkel met longkanker, so dink asseblief aan hom. Danielle Daniels was ook hierdie week in die hospitaal, probleme nog met haar swangerskap. Dink asseblief ook aan haar. En dink ook aan Terrence en Magda Bartlett van Boulo. Terrence se broer Andrew is donderdag oorlede. So dis 'n hele klomp mense om voor te bid hierdie week. Dan is daar 'n lang lys verjaarsdae. Môre is dit Esther Delport van die NG Kerk. Die 5de is Arno Ras ook van die NG Kerk. Die 6de is daar sommer 3. Dis Kovi Hubert and then 2 guys from Cairo, Peter Ranger en Brian Ranger. En die 7de is dit Kyla Ron Willemse van Komga en Derek Erasmus is die 8ste volgende Vrydag. So hierdie week is daar 'n lang lys van verjaarsdae. Maar voorlopig geluk aan almal van hulle. En soos ek maar op die ander plekke ook sê, as jou naam nie opkom as hy moes opgekom het nie, sê maar vir my, want die lyste is lyk my is nie altyd so akkuraat as wat ek gedink het nie. Nou as mense wat uitgelaat is en so aan. So kom sê maar vir my, dan sit ek julle by. En dan as jy so effens 'n patjie reek in die lug is, sê dankie. Julle sal sien al die gebreekte stukkende glase is reggemaak. Dankie Eldred en Shanice vir julle werk. Shanice het daarom nie hande kon vuil maak nie. Sy het gesorg dat iemand in haar plek kom patjie smeer. Maar ja, dankie dat julle gedoen het. So al ons stukkende vensters is vir 'n slag reg. Maar kom ons raak rustig. Psalm 30. Kry ons hierdie oproep, hierdie uitroep. Na U, Here, roep ek. By my, Heer, smeek ek om genade. Luister, Here, en wees my genadig. Here, wees vir my 'n helper. Dis net hierdie bewys van afhanklikheid, hierdie erkenning dat ons vir God nodig het. Hierdie uitkyk dat ons kan met al ons nood na die Here toe gaan. Want hy wil genadig wees en hy luister altyd. Daarom groet ek julle nou ook met hierdie woorde van uit Romeine 1. En al die geliefdes wat hier in Stadreim is, geroepe heiliges. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan op en ons hoop hierdie ding gedraam nog vir die res van die diens. Kom ons sing 'n lekker hartlike lofsang saam. Rest on
prentjie wat jy so baie sien, die spotprentjie van die ouens wat so op die wolkies flout en harp speel. Het gaan baie meer raserig wees. Gaan lees maar die psalms. In Galasiërs 3 lees ons, en ek vanoggend die boodskapvertaling gebruik, omdat julle aan Christus behoort, is julle nou ook deel van sy nuwe familie. Binne hierdie familie maak dit glad nie saak aan watter volk jy behoort nie, of wat jou status of jou geslag is nie. Hier gaan dit nie daaroor of jy 'n Jood of 'n Griek is, en of jy 'n slaaf of 'n baas is nie, of jy 'n man of 'n vrou is nie. Binne sy familie is almal gelyk. Almal hier binne is nou een nuwe mens in Christus Jesus. Dis ons wat hier sit, van wie Paulus hier skryf. Almal van ons. Maak nie saak Engels, Afrikaanse agtergrond is, maak nie saak of jy 'n Oos-Kaapenaar of 'n Gautenger of waar jy vandaan kom nie. Binne Christus, in Christus, met Christus, is ons een nuwe mensheid. Dink so 'n oomblik by jouself, wat sê dit vir jou vanoggend? En dan so na 'n oomblik se stilte, gaan daar 'n lied speel en ons kan sommer net bly sit. Dan sing ons dit net hartlik saam. Kom ons buig net die hoofde in gebed. Ja Heer, ons wil ook nou na U waters van rus kom. Ons wil U woord oopmaak. Ons wil U stem hoor. Wil U Heer met ons praat. Wil U dit stil maak in ons binneste. Wil U laat die dinge wat ons vanoggend al rondgejaag het, net so 'n bietjie agterweë bly. Dat ons vanmôre net U stem kan hoor. Ja Heer, ons vertrou op U. In Jesus se naam. Amen. Ons lees Galasiërs 6 vanaf vers 11 tot vers 16.
en julle sal sien die Afrikaanse deel is 'n lang deel en die Engelse deel is 'n kort deel, is omdat ek die Afrikaanse boodskapvertaling daar gesit het, wat 'n parafrase is. Hy verduidelik meer. In die Engels is die New Living Translation, wat 'n baie direkte vertaling is. So jy kan maar enige kant volg, ek gaan aan die Afrikaanse kant vanoggend lees. Hier teen die einde van my brief, het ek het goed gedink om self die laaste paar woorde aan julle te skryf. Tot dusver het my sekretaris als neergeskryf, maar nou skryf ek self. Julle kan dit sien aan die groot letters wat ek maak. Daardie mense in die gemeente wat vir julle sê om besny te word, doen dit net om ander te beïndruk. Op die manier soek hulle 'n maklike uitweg sodat hulle nie vervolg word nie. Hulle is nie bereid om die lyding te verduur wat hand aan hand gaan met die regte verkondiging van die kruis van Christus nie. Gaan kyk mooi. Daardie mense wat sulke groot voorstanders van die besnydenis is, verroer self nie 'n vinger om te doen wat die wet sê nie. Hulle wil net hê dat julle ook besny moet word, sodat hulle oor julle kan spog. Hulle wil graag sê dat hulle daarin geslaag het om julle na hulle kant toe oor te haal. Ek self sal dit nooit waag om oor iets anders as oor die kruis van ons Here Jesus Christus te spog nie. Ek is saam met hom gekruisig. Daarom het die wêreld en al sy sondige begeertes geen houvas meer op my lewe nie. Ek is dood vir die mag van die sonde. Wanneer 'n mens glo, maak dit nie meer saak of jy besny is of nie. Al wat nou saak maak, is dat jy 'n splinternuwe mens is. 'n Splinternuwe skepping. Almal wat volgens Christus se nuwe reëls leef, is nou deel van die nuwe Israel. God gee aan hulle almal sy vrede en sy genade. Ons lees net tot sover. Nou in die tyd van Paulus was besnydenis, in Engels is circumcision, was dit 'n groot strydpunt. Want dit was natuurlik 'n Joodse gewoonte. Om deel te wees van die Joodse volk, moes jy besny gewees het. En in hierdie gemeentes wat Paulus gestig het mense gekom en kom stry en sê ja, dit help nie jy glo net en aanvaar net God se genade nie. Jy moet dan so ietsie van jou kant af ook doen. Jy moet jou ook laat besny. Jy moet ook hierdie uiterlike teken hê. En ons sal dalk dink, wat beteken dit nou? Ons baklei nie meer vandag oor besnydenis nie. Dit is nou iets wat in die verlede gebeur het. Maar as ons gaan lees in Kolossense 2, dan sien ons die doop het in die plek van die besnydenis gekom. En ongelukkig baklei baie Christene onnodig ook oor die doop. So dit is eintlik nog 'n heel relevante ding waaroor Paulus hierso praat. En nou het ons 'n bietjie van 'n probleem in hierdie gesprek. Want ons hoor een helfte van die gesprek. Dis nou soos as jy langs 'n telefoon staan en iemand praat met iemand anderster. Jy hoor nie wat die ander ou sê nie. Jy hoor net wat die ou hier by jou sê. En ons hoor net wat Paulus geskryf het vir die Galasiërs. Maar dit is duidelik dat hulle ook met hom gekommunikeer het. Dit was 'n heen en weer kommunikasie. So ons hoor een kant. Maar dit lyk asof die gevegte, die binnengevegte, die struweling in die gemeente gekom het van mense wat gekom het nadat Paulus klaar is met sy werk, nadat hy aangeskuif het na 'n ander plek toe. Het daar ouens gekom en gesê, Paulus het net vir julle die helfte vertel. Ja, God is genadig. Ja, Jesus het vir julle gesterf, maar jy moet nog dit en dit ook doen. So dis die agtergrond. En dan kom Paulus en hy kom sê vir hulle, maar as jy wil vashou aan hierdie ou goed, dan leef jy in die verlede. Dan leef jy asof jy nog 'n Jood is en nie deel is van Christus se nuwe weg nie. Wat Christus wat alles kom nuut maak het. Christus wat, soos die Bybel self sê, wat die wet kom vervul het. Christus, met sy sterwe en sy opstanding, die offers by die tempel, die slag van skape, die
besnydenis en al hierdie seremoniële dele van die wet weggeneem. Dis nie meer nodig nie. Ons leef alreeds in die toekoms. Ons kyk nie nog na die toekoms nie. Ons leef al in Christus se toekoms. Die toekoms het aangebreek in hom, met hom. Die toekoms waarvan ons bid, is ons Matteus 6 bid, dat God se koninkryk op aarde, soos in die hemel, moet kom. Dis die toekoms wat Christus gebring het. Wat dit moontlik maak dat ek en jy, ook vandag, iets van daai koninkryk vir mense kan wys. En dis nie meer bande van bloed wat ons bind, wat ons een maak nie. Bande van taal of wat ook al nie. Ons is in Christus God se nuwe Israel. Letterlik staan daar die Israel van God. Dis wie ons is. Dis wat Christus van ons maak. Dit is waaruit ons kan en moet leef. Een volk, een bruid van Christus. Oud en jong, klein en groot, van watter taal of agtergrond reg oor die wêreld. Ons is deel. Ons is die nuwe Israel. Dit is wat Christus gebring het. Hy het ons kom deel maak van God se koninkryk. Hy het gemaak dat ek en jy bloot deur te aanvaar wat Jesus Christus gedoen het, dat ons deel kan wees van hierdie koninkryk, van hierdie Israel, hierdie bruid van Christus. Dit is ons identiteit. Dit is wie ons is. En dis nie iets wat ons self daar kom stel nie. Dis nie deur op iets anders te vertrou, wat ons het deel word van hierdie bruid van Christus, of deel word van Israel, of deel word van God se koninkryk nie. Dis dood eenvoudig net deur te aanvaar dit wat Jesus gedoen het. Paulus skryf, as ons Jesus aanvaar, dat ons saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan. Ons is nuwe mense. Vers 15 staan daar, wanneer 'n mens glo, maak dit nie meer saak of jy besny is of nie. Al wat nou saak maak, is dat jy 'n splinternuwe mens is. 'n Splinternuwe skepping. Nou ek lê baie klem hierop vanoggend. Want so baie keer as ek met mense praat, dan kry jy mos hierdie dinge van, ag, ek is maar net 'n sondige mens. Ag, ek gaan maar aan mekaar vir foute maak. Ag, dis maar okay as ek foute maak. Want dis maar hoe ek is. En dan die gunsteling van baie, dis hoe ek gemaak en gelaat staan is. Dis nie wat Christus sê nie. Christus sê, hy kom stel ek en vir my en vir jou in staat om iets te wys van sy koninkryk. Om iets te wys van die feit dat hy ons nuut maak en nuut gemaak het. Dit is nogal 'n uitdaging. Dit is nogal 'n uitdaging om in 'n moeilike situasie te wees en nie net te reageer soos ons wil reageer nie, maar om net 'n oomblik te onthou. In hierdie situasie wys ek vir daai persoon iets van hoe lyk Christus se bruid. Ek wys vir daai persoon iets van hoe lyk 'n gelowige. Ek wys vir daai persoon iets van wat dit beteken om te sê, ek glo in Jesus Christus. Want daai woorde, ek glo in Jesus Christus, is nie teologie of 'n doktrine of 'n geloofsbelijdenis nie, selfs nie. Dis lewe. Vir Paulus het beteken om te sê, ek glo in Jesus Christus, dat jy anders lewe. Dit het 'n effek, 'n praktiese effek op jou lewe. Verlede Sondag het ons uit Galasiërs 5 gelees oor die vrugte van die Gees. Al die goed wat na vore kom in die praktyk, omdat ons glo in Jesus Christus. Ons lewens lyk anders. Dis wat die vrugte van die Gees vir ons sê. Hier
in Galasiërs 6 vers 2 staan daar: sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dis immers sy wet dat julle mekaar moet lief hê. So Paulus skets vir ons 'n prentjie. Hy kom teken vir ons 'n skildery. En dis 'n skildery wat vir ons 'n mooi lewendige prent daar stel. Hy kom nie met swaar teologie en swaar leerstellinge wat ons moet leer of so nie. Hy teken 'n prentjie van mense wat in verhouding is met Christus, en omdat hulle in verhouding is met Christus, kan hulle die vrugte van die Gees wys, kan hulle as nuwe mense leef, kan hulle net op Christus vertrou. En maak dit nie meer saak al die ander goed wat ons so graag bysit nie. En dis nogal lekker en bevrydend aan die een kant, maar aan die ander kant is dit nou nogal, my dogter sal nou gesê, dis nou scary, want skielik is die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees, die verantwoordelikheid om iets te wys van God se koninkryk by my. Dit is nie omdat ek eendag gedoop is, of omdat ek eendag besny is, of omdat ek nagmaal gebruik. Dit is omdat my lewe wys dat ek in 'n verhouding met Christus is. Dit is 'n redelike moeilike ding. Dis nie net daar een kant 'n simbool nie. Ek en jy, ons raak die lewende simbole van Christus se liefde. Ons raak die lewende simbole van God se genade. Ons is die nuwe mensheid wat Christus hier kom stel het. 'n Nuwe mensheid wat vir die wêreld wys dinge kan en moet anders wees as wat dit is. Dinge kan en moet anders wees as korrupsie, as moord, as roof, as mekaar in die rug steek, as om mekaar te verneek, om nou gewone Afrikaans te gebruik. Dit is nie deel van die nuwe mensheid wat Christus daar stel nie. Hy kom sê vir ons, hy kom daag vir my en vir jou uit, om vir die wêreld te wys, vir Stakkerheim te wys. Dat is 'n ander moontlikheid. Dat is 'n moontlikheid waar ons mekaar raak sien, soos vers 2 sê. Dat is 'n moontlikheid waar ons mekaar se probleme op ons skouers stel. Dat is 'n moontlikheid waar ek en jy iets wys, ook vandag, van God se nuwe skepping in Christus, van God se koninkryk wat nou al sigbaar word. 'n Groot mondvol? Ja, baie beslis. Baie beslis. Ek dink nie een van ons kan sê, maar ek doen al hierdie goed in elk geval nie. Nee. Dis net die afhanklikheid van God. Dis net deur, soos ons nou gesing het in daai lied, gebed, wat ons gesing het, maar ons dwaal af. Maar elke keer kom haal God ons weer. Elke keer kom maak Christus ons weer by mekaar. Dis net deur te leef afhanklik van God. Dan raak vers 16 met my en vir my en vir jou waar. God gee aan ons almal sy vrede en sy genade. En dis hoe ek en jy 'n verskil kan maak. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here, ons dorp, ons land, hierdie wêreld het nodig om iets te sien van u nuwe skepping. Om iets te sien van die nuwe Israel, wat ons is.
wat ietsie van die koninkryk uitleef, wat mekaar se probleme raak sien, wat mekaar ophelp en nie afdruk nie. Here, dis 'n groot taak. Dis 'n taak wat ons bang maak. Dis 'n taak wat ons partymal na kyk en sê, maar dis onmoontlik. Kyk net al die boosheid in die wêreld. En dan kom U, Heer. En U herinner ons dat met 11 bang disippels wat weggehardloop het, weggekruip het U die wêreld kom omkeer. En ons is baie meer as 11 jaar. U kom en U kom sê vir ons dat ons gestuur word, soos wat U vir Jesus gestuur het. Heer, wil U ons gewillig maak? Wil U ons gewillig maak om onsself so bietjie eenkant te sit? Dat ons in en deur alles maar net kan kyk na U en kan weet U is die een wat die vrede skenk, U is die een wat die genade skenk, U is die een wat ook vir ons in staat stel om hier uit te gaan en met ander in vrede te leef. Dat U die een is wat ons in staat stel om hier uit te gaan en in liefde teenoor ander te leef. Dankie, Heer. Dankie dat U ons so vertrou, dat U vir dit vir ons toelaat. Ja, dat ons ook vandag hier in Stadrein vir die wêreld iets kan wys van hoe lyk iemand wat glo in U, iemand wat vashou aan U, iemand wat U vertrou. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Soos gewoonlik is die kollektebordjies daar by die deur en die een wat sê deurkollekte gaan vandag vir die sinodale vrouebediening. Maar kom ons staan eers op en kom ons sing hartlik weer saam tot eer van die Here. Herinner jy dat daar wel koffie, tee, seker 'n paar versnaperinge ook is in die saal. Baie welkom om ons daar saam met ons te wees. Vang die seën van die Here. Die goedheid van die Here Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle almal. Amen.
Nee, nee, nee. Maar ek het nie stokkie.